Hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe. Ons wil U kom aanbid, Meester. Ons wil U kom aanbid en loof en prys vir wat U vir ons gedoen het al tot hier toe. Ons dank U vir die grootheid, ons dank U vir die liefde, ons dank U vir U majesteit. Here, seën ons in hierdie aand, kom raak ons aan. Soos ons nou gesing het, I worship your holy name. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie, om U te kan aanbid nie. Om die God te aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Die God wat nog nie verander het nie. Hy het opgestaan, die graf is leeg. En daarom kan ons vanaand net U aanbid en loof en prys en sê, dankie Here, dat ons weet, ons aanbid nie 'n dooie godsdiens nie, maar ons aanbid die God wat lewe tot in alle ewigheid. En Here, daarom wil ons vanaand net U loof en prys en eer en al die lof aan U bring. Vader, ek wil bid dat U elke een in hierdie gebou vanaand sal seën, dat U elkeen sal aanraak met die krag van die Heilige Gees, ook elke luisteraar, dat U hulle sal versterk in hierdie aand, en dat elkeen sal weet, dat hy 'n ontmoeting met die Alfa en die Omega gehad, hy het 'n ontmoeting met die Here van die leerskare gehad, hy het 'n ontmoeting met die Koning van die konings gehad, en Here, ons roep, o soete Heilige Gees, word heerlik in ons midde, wees welkom in ons midde, Heilige Gees van God, kom spreek met elke ene hier, open die ore om te hoor, wat die Gees vanaand vir elke ene wil sê. Meester, ons dank U, dat ons weet in hierdie aand, ons aanbid U, en ons prys U, ons loof U, want U is wonderbaar, en U is werd om geëer te word, en geprys te word. Dankie, Here, dat ons in hierdie aand U mag aanbid. Prys U wonderlike naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer in hierdie plek. Loof sy wonderlike naam. U kan die sitplekke neem. Wow. Kom wees hier môre aand. Met die praise and worship aand. Kom wees hier. Ek wil vir u sê, ek glo dat die krag van God môre aand hierdie gebou gaan skud. Daar gaan 'n geestelike aardbewing môre aand hier plaasvind. As jy wil wees hier môre aand. Ek is opgewonde oor wat die Here môre aand gaan doen. Bid nou al. As jy bid vanaand, bid vir môre aand. Bid dat die Here se krag geopenbaar word. Laat Wesbank geskud sal word. Laat Wesbank omgekeer word. Laat die krag van God geopenbaar word in hierdie plek. Wow! Mense, ek is opgewonde, Ons aanbid 'n God wat lewe. God wat nog nie verander het nie. Prys sy wonderlike naam. Prys die Here. Ek kan amper nie stil staan nie. Hoe wonderlik is dit hier so vanaand. Die salwing is hier. En ek wil vir u vanaand sê, as jy hier uitstap, sonder dat jy iets ontvang het, dan is daar fout. Prys die koning. Ek wil vanaand weer met u 'n bietjie verder praat. En ek wil vir u twee gedeeltes in die woord van die Here lees. Soos ek gisterand gesê het, ek gaan so 'n bietjie praat oor die gawes van die Heilige Gees. Maar ek wil eers begin in Handelinge 2, vanaf die eerste vers, 'n paar verse lees, en dan gaan ons na 1 Korintiërs, die 12de hoofstuk, en nou daarso gaan ons bietjie verder gaan. Luister mooi wat die woord van die Here sê, die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, jy weet, hulle was nou 10 dae al besig om in afwagting te wag, soos ek gisterand gepraat het, waiting on the Lord. Hulle was besig om te wag dat die Here vir hulle iets wonderliks gaan doen. Want Jesus het gesê, gaan wag in die bofortrek, totdat julle ontvang het, dit wat ek julle beloof het. En daar is hulle nou besig, en dis die dag van die Pinksterfees. En was hulle almal eendragtig by mekaar. Wow! Almal was eendragtig, eensgesind, een in gees, een van siel, een van liggaam. Ek wil vanaand vir jou sê, as die liggaam van Christus eers kom in 'n eenheid, then things are gonna happen. Dinge gaan gebeur as die liggaam van Christus weer die eenheid het, daai eenheid. Eendrag maak mag. Onthou julle wat die spreekwoord was? Die eendrag, eendragtig
by mekaar. Hulle was eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel. Sê bietjie skielik. Skielik uit die hemel. 'n Geluid soos van 'n geweldige rukwind. Woe, mense. Kyk as daar die rukwind kom. In the eye of the storm, dan as the Holy Spirit storm, as hy Heilige Gees storm, so begin bietjie om jou waai, dan kan jy nie stil staan nie, dan kan jy nie stil sit nie, dan gaan jy opspring en jy gaan begin dans voor die Here en sê, Here, U is so wonderlik, U is die Alfa, die Omega, U is die wonderwerkende God, U is die God wat lewe tot in alle ewigheid. My broer en my suster, ek wil vanaand vir jou sê, raak so 'n bietjie opgewonde in die Here. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Sien nie? As die Gees van God oorvat, dan kan you're never the same again. You're never the same again. Jy is nie meer dieselfde as die Gees van God oorvat nie. Want hy transformeer jou, hy verander jou, hy maak jou vol en jy begin borrel. Want strome van lewende water gaan uit jou binneste vloei en dit begin hierso binnekant, so kook. You weet as it, hey Brian, it starts boiling inside of you. And then you can't be quiet. Just overflow, it just overflows. And I want to tell you tonight, if you're hungering, be here tomorrow night. Wees hier môre aand. Want ek glo die Here gaan môre aand mense vul met sy krag, vul met die Heilige Gees. En laat die krag van God gaan openbaar word. Ek wens dat die vuur op hierdie kerk so sal brand. Laat Wesbank gaan sien dat daar die vuur van God is nog dieselfde wat op Pinksterdag uitgestort was. Maar weet jy, nou wil ek bietjie verder gaan. As die Pinkstervuur brand, as die Pinkstervuur uitgestort word, weet julle wat gebeur dan? Kom ons gaan verder. Nou gaan ons na 1 Korintiërs die 12de hoofstuk. En nou wil ek vir u sê, dis wat gaan gebeur in hierdie plek. Ek glo dit en ek hou die Here vas vir dit wat gaan gebeur hierso. As die liggaam van Christus in 'n eenheid kom. Dis waarom ons kan nie tweedragtigheid toelaat nie. Ons kan nie toelaat dat daar skindertonge is nie. Dat daar dinge gebeur wat daar nie moet gebeur nie. Ons mag dit nie toelaat nie. Julle is dalk gesê vanaand, maar pastoor, jy het hard gepraat in die begin. Maar weet jy, my broer en my suster, ek wil hê ons moet in 'n eenheid kom. Ons moet die krag van God begin soek in 'n eenheid. En as ons dit nie in 'n eenheid gaan soek nie, en as daar tweedrag is, kan ons vergeet. Dan kan ons nou maar die kerk se deure toemaak en almal huis toe gaan. Hoor julle vir my? Daarom soek ek soek die Heilige Gees se aanraking. Ek soek die krag van God. Weet julle, dat hierdie kinders, as hulle begin dans voor die Here en begin juig, en wanneer die Here hulle begin doop met die Heilige Gees, ek wil vir u sê, dat ek het nou die dag gesien, 'n jong kind, so klein, ek dink dit was 4 of 5 jaar oud, doop die Here daai kind met die Heilige Gees, dat daai kind in tale begin praat, en hy begin die Here se naam groot maak en groot maak. Ek wil vir jou vanaand sê, you're not too young, you're not too old to receive the Holy Spirit of God. Jy is nie, en jy dalk vanaand sê, maar pastoor, dit word nie in die kerk toegelaat nie. In hierdie kerk word dit toegelaat. Ek wil vanaand vir jou sê, dat die krag van God kan oorvat. Daar is 'n lied wat sê, set my spirit free, that I may worship thee. Dis vanaand my smagting, dis vanaand my uitroep vanaand. Here, maak vry, maak los die Gees van God in ons midde, laat die werke van die Here hierso geopenbaar word. Luister wat sê hy vir ons, oor die verskeidenheid van geestelike gawes. Ek wil vanaand vir jou sê, as die krag van God begin werk, is daar so 'n verskeidenheid van geestelike gawes wat losgestel word in die kerk, want daar kom 'n eenheid. Hoor mooi. En daarom, die liggaam
Jy vat, kom ek wil gou eers na die liggaam toe gaan. Sê vir my, het jy jou klein toentjie nodig of nie? Jy het hom nodig, want dis jou balans. Het jy dit geweet, as jy nie 'n klein toentjie het nie, is jy van balans af. Vra my klein toentjie was baie seer die afgelope tyd. Het ek maar lekker hinkepinke geloop, né? As arme Brian met daai voet, en ek glo die Here gaan daai voet volkome aanraak. Ons staan op die woord van die Here. Daarom, don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, God is still on the throne. En daarom moet ek en u die Here begin vasgryp. In elke omstandigheid. Nie in partye nie. Ag nee, wat net die Here sal nie hierdie versie. Hy sal. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy het nog nooit verander nie. Die Here faal nie. Hy is die antwoorder. Hou hom vas, broer. Hou hom vas, sussie, en jy gaan sien wat God vir jou instoor het. Hoor wat sê hy vir ons oor die verskeidenheid van geestelike gawes. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Sien jy? Daar moet nie onkunde wees nie. Julle weet dat julle heidene was, wat weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Sien nie? Jy kan nie Jesus se naam gebruik as 'n vloekwoord en sê nee, dit is maar alright nie. Dit werk nie so nie. Hoor wat sê hy? Jy kan nie Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar's wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Hoor mooi. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar's 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen, hoor nou baie mooi, hier kom die verskil in, die liggaamsdele, né? Hoor mooi, aan elkene word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. Die Heilige Gees weet wat is nuttig vir jou. Dit wat jy nie nuttig gaan wees vir jou nie, gaan hy jou nie gee nie. Forget it. Hy gee jou wat nuttig is vir jou. Luister mooi. Want aan die een, sê een, aan die een word die Gees van die woord van wysheid gegee. Aan 'n ander die woord van kennis, van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof, deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte. Aan 'n ander profesie. Aan 'n ander onderskeiding van geeste. Sien jy hierso? Aan 'n ander allerhande tale. Aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen uitdeel afsonderlik soos hy wil. Sien nie? Wat nuttig is, en die Heilige Gees gee wat hy wil. Jy weet, kom ek wil vir u sê, as die Heilige Gees weet, dat as jy die onderskeiding van geeste het, en jy gaan en jy gebruik dit verkeerdelik, dink jy die Here gaan dit vir jou gee? Nee. Ek wil julle gou ietsie vertel. Jare gelede, 1992, nadat die Here my heeltemal uitgeskit het, is ek op 'n jeugdiens in Rodepoort. En daar gaan 'n taal uit. En die Here gee vir my die uitleg. Maar ek sit, ek sê, Here, nee, die uitleg is hard, ek kan dit nie gee nie. En ek bly doodstil. Die pastoor stap. Hy sê, daar is iemand wat die uitleg het. Die Here sê, gee dit. Ek is ongehoorsaam. En ek doen dit nie. Ek gee nie die uitleg van die taal nie. Ek bly doodstil. Ons ry huis toe. My oorlede vroukie sê vir my, sy sê, jy het die uitleg gehad van daai taal. Ek sê, ja, ek het. Sy sê, hoekom jy nie geluister? Weet jy wat gebeur? Vir 4 jaar, die Here my nooit weer gebruik om 'n taal uit te lê. Ek moes vir 4 jaar
voor die Here buig en vir die Here vra, Here vergewe my. Here gebruik my. Here gebruik my om weer daai tale te kan uitlê. Here help my. Here wees met my. Na 4 jaar kan die Here eers my weer vertrou om dit te kan gebruik. My broer en my suster, ek het gelees, hy sê maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Verstaan nie? Moenie met God se gawes speel. Ek wil vir u sê, my gebed is dat die Here hierdie kerk sal omkeer, dat al 9 gawes in hierdie kerk sal fungeer, en dat die werkinge van die Heilige Gees hier geopenbaar sal word, dat ons as iemand hier instap, as 'n satanis hier instap, dat jy hom sal die onderskeiding van geeste sal hê, om hom te kan onderskei, en te kan sê, jy bind hom in die naam van die Here. My broer en suster, ons sal met die Here vra in die tyd dat ons in lewe, om die onderskeiding van geeste te hê, om te kan weet, en dat die Here ons sal gebruik kragdadiglik. En my broer en my suster, ons is in die laaste van die laaste dae, en daarom moet ons vir die Here vra, Here, laat u liggaam in 'n eenheid sal fungeer. Ek wil vinnig net verder gaan oor die liggaam. En dis waarom baie mense verstaan nie die prinsip van die liggaam van Christus nie. Julle vat, kom ons kyk. Hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Hoor mooi, ons is almal deur een Gees, die Heilige Gees gedoop tot een liggaam. Daarom moet die liggaam van Christus in totaliteit gereed wees as die Here begin werk. Ons moet ons ore instel, ons ore moet oop wees om te hoor as die Here praat. Hoor wat sê hy vir ons verder. Ons is almal van een Gees deurdronge. Een Gees deurdronge. Dis waarom baie keer, en dit is vir my so pertinent is, dat baie keer, dan preek ek hier so oor 'n spesifieke topic, onderwerp. En dan, as ek luister, en ek praat met iemand, en 'n ander pastoor, en sê hulle, maar weet jy pastoor, daai pastoor het dieselfde gepreek, daai pastoor dieselfde. Have you seen that, Brian? Ja. Dan, van hoekom? Ons is deur een Gees deurdronge. En die Gees van God bring dit en hy laat dit uitwerk en laat almal kan hoor. Sodat die liggaam van Christus in 'n eenheid kan kom. Hoor wat sê hy vir ons verder. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie? Behoort hy daarom ook nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? Jo, dink net, die loop 'n oog rond. Dink net, die loop 'n oor rond. Ons sou dan maar gebreklik wees. Dis eintlik lagwekkend as 'n mens daaraan dink, né? Kom ek wil julle ietsie gou vanaand vertel. Ek dink die liggaam van Christus, as God moet kyk na sy liggaam, dan sien hy 'n klomp dinge raak, dat sy liggaam nie in 'n eenheid is nie. Want as ons gaan kyk, en dan besef ek, vanaand wil ek vir julle sê, terwyl ek vanmiddag met die Here weer praat, hieroor, sê die Here, weet jy die dwarstrekkerigheid, die een deel trek daai kant, en die een daai kant, en die ene op, en die ene af, en die been daar, dis hoe dit is. Dis hoe die liggaam van Christus maak. Ons wil ons eie wille volg, ons wil nie oorgee, laat God die liggaam kan gebruik, soos wat hy dit wil gebruik nie. My broer en my suster, genoeg het die mense kerk gespeel. Genoeg het die kerk nie in lyn gekom met God se woord nie. Hoor wat sê die woord verder vir ons.
Hy sê, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkene van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Verstaan nie? So die liggaam se lede is gestel soos hy gewil. Dis waarom ons moet oorgee dat die Here ons lei. Jy weet, so baie mense wil die oor wees. So baie mense wil die oog wees. So baie mense wil die mond wees. Weet jy hoeveel monde is daar so aan jou liggaam? Een, is dit nie so nie? Kom ons gaan kyk, wie is die mond? Die pastoor seker, né? So baie mense wil die pastoor vertel wat hy moet sê. So baie mense wil die mond wees. So baie mense wil die oog wees. En die oor wees. Maar daar's net 2 ore. Daar's net 2 oë. 1 mond. Hoor wat sê hy verder? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal 1 lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net 1 liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede wat die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloedige sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen, hoor mooi wat hierso, geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie. God wil nie hê dat daar moet verdeeldheid in die liggaam van Christus wees nie. Maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Hoor u? Gelyke sorg vir mekaar mag dra. Wat bedoel dit? Gelyke sorg. As Tanya 'n probleem het, dan moet ons haar kan optel en vir haar bid. As Amalia 'n probleem het, saam optel en bid. Verstaan jy wat ek op neerkom, my broer en suster? Die liggaam moet begin fungeer soos wat die Here wil hê die liggaam moet fungeer. Nie soos wat ons dit wil hê nie. Oh nee, maar ek sal maar so 'n bietjie skinder. Het julle gehoor van 'n brein? 'n Brein is so. Nee, weet jy wat? Brein, ek hoor jy het my nodig. My boeta, kom, ek bid vir jou. Dis wat die liggaam moet wees. Die liggaam moet mekaar dra. Het jy al 'n liggaam gesien wat mekaar, het jy al iemand sê wat hom sommer self, ja, ek weet, baie jong mense doen dit, sny hulle self. Nee, stop daarmee man. God het daai liggaam ordentlik gestel en ordentlik gemaak vir homself tot eer. Hoor wat sê die woord verder? Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, hoor mooi, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Wow. Maar ons is nie op daai punt nie. Ons sal eerder as iemand ly vir hom nog verder wil laat ly. As iemand geëer word, sê ag nee wat, kyk hy wil net sy eie basuin blaas. Hoekom raak ons nie bly saam met hom? Hoekom raak ons nie opgewonde saam met hulle? Nee. Soos my broer Andre, ek is opgewonde oor die man wat die Here alles vir daai man doen. Raak julle nie ook bly nie, raak julle nie opgewonde saam met hom nie? My broer Justin, hulle vrouens, wat die Here met hulle doen. Ek is so bly, ek is so opgewonde. Weet julle, ek kan nie stil bly nie. Ek kan net vir die hele wêreld vertel. Weet julle, die Here red nog. Hy maak mense los, hy maak mense vry. En dit is vir my so awesome. Yes. Hoor wat sê die woord verder? Hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik van mekaar. Die liggaam van Christus.
My broer en suster, maar dan moet ons begin meer die liggaam opbou. Is dit nie so nie? Moet ons meer eer en meer ag vir mekaar gee? Moet ons mekaar onderskraag en mekaar opbou? Hoor wat sê hy verder? En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking. Spreek almal in tale. Kan almal dit uitlê? Hoor wat sê hy vir ons hierso. Hy sê maar beywer julle met die oog op wat die beste gawes en ek wys julle nog uitnemender weg. My broer en suster, het dit nie tyd geword dat ons sê, Lord, bind us together. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind your body together. Here, laat u liggaam in 'n eenheid kom. Laat u liggaam sal wees wat u wil hê hy moet wees. Bring ons in 'n eenheid. Help ons om saam eendragtig voor u te kan wees. En ek wil vir u sê, as ons daarso dit nastreef, gaan die krag van God op hierdie plek neerdal, soos nog nooit van tevore. Ek wil vir jou aanmoedig vanaand. Wil julle aanmoedig. Kom ons begin praat en soos die Here lei. Sê Here, help ons. Lei ons. Versterk ons. Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Vader, ons kom vanaand na u toe. Here, u ken elkeen. U weet van elkeen se hartseer. U ken elkeen se pyn. U ken elkeen in hierdie plek, Here. En Here, u weet dat u liggaam is nie op die plek waar hy moet wees. Maar my God, ek roep vanaand dat u herstel sal bring in u liggaam. Dat u die liggaam weer in 'n eenheid sal saamvoeg. Vader, ek bid dit in hierdie gemeente, laat die eenheid in hierdie gemeente so kennelik sal saamgevoeg word. Laat ander gemeentes sal sê, maar waarlik, Lighthouse Ministries is 'n lighthouse wat kan uitstyg, wat kan die lig uitbring van die koning van die konings. Ek bid Meester dat u ons sal help, dat ons alle nitty-gritty dingetjies wat die ou vyand mee wil doen, dit sal weg uit die weg uitruim en vra, Here, bring ons op die plek waar u wil hê ons moet wees. Here, voeg ons saam in die liggaam wat u wil hê ons moet wees. En Meester, ek bid vanaand dat elke duiwelse mag en elke plan van die Satan vernietig word en laat u naam verheerlik word. Laat u liggaam heeltemal gesond sal fungeer in Jesus naam. Bid Meester, kom staan ons by. Maar nie net in Lighthouse Ministries nie. Ek wil bid, Here, vir die hele Oos-London, dat u elke kerk hierso in 'n eenheid sal saamvoeg. En dat u die kerke in totaal in die liggaam van Christus sal saamvoeg. Here, nie net Oos-London nie. Ek bid so ook vir East Coast Revival. Ek bid vir elke dorp in ons land, Here, dat u Suid-Afrika sal ontmoet met die Heilige Gees herlewingsvuur en laat die krag van God soos op Pinksterdag sal neerdal. Laat die vlamme van die soete Heilige Gees mense sal aan die brand steek. Sal uitbrand wat nie daar hoort nie, maar sal brand, dat ons brandende sal wees, soos daai Emmausgangers, Here, soos waar hulle gesê het, was ons harte nie brandende, toe die Here Jesus met ons saam is nie. Koning Jesus, ek bid, dat u ons harte weer brandende sal maak, dat u ons weer aan die brand sal steek vir u. Ek bid vir 'n magtige uitstorting van die kragwerking van die Heilige Gees in hierdie gemeente, in die naam van ons Koning Jesus Christus, vra ek dit. En ons almal sê, Amen.